Baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Warmbad. Dit is vir Sondag 11 Januarie 2026, is ons eerste boodskap vir die jaar. En ons gaan kyk na wat die Here ook vir ons wil sê, soos wat ons die nuwe jaar ingaan. Voordat ons daarmee begin, kom ons bid net eers saam. Ons dank U Hemelse Vader vir U liefde en U genade, dat ons ook op hierdie geleentheid saam kan wees, en dat ons uit U woord uit ook dan hierdie boodskap kan ontvang, wat U daardeur vir ons voed, en ook gereed maak vir die jaar wat voorlê. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons teksgedeelte Jeremia 17 vers 5 tot 8 en dan ook 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 11. So kom ons lees dit saam. So sê die Here: Vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. Hy sal wees soos 'n heneweerstruik in die Araba, en hy sal dit nie opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dorplekke in die woestyn, op brak grond waar niemand woon nie. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eens op dat die hitte kom nie, sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. En dan blaai ons na 2 Korintiërs 1 vanaf vers 8 tot en met 11. Want broers, ons wil nie hê julle moet onkundig wees oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het nie, dat die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Trouwens, wat ons self betref, ons al as ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. Interessant dat Paulus met ander woorde hier sê dat die beproewing wat hulle ervaar het, wat so erg was sodat hy met ander woorde sou leer of sou beleef dat hy nie op homself moes vertrou nie, maar op God moes vertrou. Op hom wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en sal red, is ons hoop gevestig, dat hy ons weer sal uitred. Hiertoe dra julle ook by, deur julle gebede vir ons, sodat deur bemiddeling van baie mense, namens ons dank betuig kan word, vir die genadegawe aan God, aan ons. Ons lees dan tot sover. Nou, ons gaan natuurlik 'n nuwe jaar binne, en 'n mens het gewoonlik baie planne wat jy vir jouself uitgewerk het, persoonlike planne of dalk vir die gesin of vir die besigheid of die plaas of wat ook al. Maar die belangrikste vir enige nuwe jaar is om op God te vertrou. En dis waarmee 'n mens die jaar moet instap. Nou die beeld wat ons hier in Jeremia gelees het, dink ek is 'n beeld wat ons in hierdie geweste van die wêreld nogal redelik goed ken. Die bossies wat in 'n droë tye so alleen tussen niks en nêrens staan, half dood verinnerveer deur die son en die wind, en wanneer die veld so swart lyk, en wanneer jy jou hand in die grond probeer steek, dan is dit maar of stof of 'n kliphard onder. En so sê God, so lyk en is iemand wat op mense vertrou. So is iemand, bedoel God met ander woorde, wat nie op hom vertrou nie. So 'n persoon het geen standvastigheid nie. Hy lewer nie vrug nie, so 'n persoon in die geesteswêreld is vaal, hy's verwaarloos, hy het geen krag nie, en so 'n persoon het, so te sê, ook geen voedingswaarde aan mense rondom hom nie. As ek met ander woorde die voorbeeld van voeding vir bokkingskape kan gebruik. Ons ken ons almal die beeld van die boom wat weer by die waterstroom geplant is. So 'n boom is weer heel jaar groen. As jy in ons streek wil weet, waar loop 'n rivier loop, dan kyk jy maar net waar staan die bome in rye groen. Dan weet jy, daar is 'n rivierbank. En hulle bly selfs vir lank groen, selfs deur droogtes heen. En al skyn die son hoe hard, bly sy blare groen. En so, sê God, is nou weer iemand wat op hom vertrou. So iemand het altyd 'n bron wat vir hom krag gee. So iemand gee hoop aan ander. So iemand het ook nie vrees vir die droë tye wat kom nie, want hy weet hy is ingeplak, hy is geanker in 'n bron wat vir hom versorg, wat vir hom voorsien.
So iemand weet wat vergifnis is, so iemand ken vrede, so iemand het aanvaar en ervaar die liefde van God. So iemand staan ook werklik in verhouding met God en is in staat om doelgerig te kan lewe. Nou vertroue in God is iets wat ons verstaan, maar nie maklik begryp nie. Ons verstaan die konsep daarvan, maar die uitleef, dit raak moeilik. Die feit is dat ons God ook nooit ten volle sal kan verstaan nie. Ons kan nie altyd begryp wat God doen of die rede waarom hy goeders doen nie. God is bo ons begrip en bo ons verstaan. Soos Romeine 11 vers 33 sê dat God se oordeele en die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurbaar is hy weer. Niks ken God se gedagtes nie. God gaan by niemand raad vra nie. En daarom verstaan ons nie altyd hoekom daar dinge oor ons pad kom wat sleg en negatief is nie. Nou God is nie die oorsprong van daardie slegte dinge nie, maar baie keer laat hy dit tog toe en dan ons verstaan dit nie altyd nie. En hierdie nuwe jaar wat ons binne gaan definitief ook sulke geleenthede oor ons pad bring. Maar tog, sê Spreuke 16, het die Here alles gemaak met 'n doel. Tog al verstaan ons baie dinge nie, gaan die lewe voort en is daar gewoonlik 'n doel in die dinge wat gebeur. Baie keer ook in die slegte dinge. Soos wat Paulus gesê het ook in ons gedeelte, dat dit was sodat hy met ander woorde vertrou op God en nie op homself nie. En tog al verstaan ons God nie ten volle nie eers naby nie, weet ons tog dat God is in beheer. Ons weet dit want daar is tog sekere goed wat God wel vir ons openbaar deur sy woord. En dit is die een anker wat ons as gelowiges aan kan vashou deur 'n wêreld wat vol onsekerheid en chaos is. En ek wil baie graag byvoorbeeld die huwelik gebruik as 'n voorbeeld van trou en vertroue in 'n verhouding tussen twee mense. Nou 'n perfekte huwelik met perfekte liefde sal die een die ander een altyd met enige iets vertrou, selfs met hulle lewe. Nou in die werklikheid kom die liefde tussen 'n man en vrou nogal partykeer baie naby aan dit partykeer. En ek vertrou byvoorbeeld my man dat hy nie met 'n ander vrou sal aanknoop nie, of ek vertrou my vrou dat sy ons kinders sal reg grootmaak en beskerm. Sien dat vertroue tussen man en vrou is eintlik baie noodsaaklik, want as ek die ander persoon nie kan vertrou nie, kan ek myself nie werklik oopmaak teenoor daardie persoon nie. Soos wanneer iemand my as dominee kom sien om met my te praat, daardie persoon deel gewoonlik net tot daar waar hulle my kan vertrou. Vertroue dat jou man of jou vrou wat jou sien op jou swakste, dan nog steeds lief sal bly vir jou en by jou sal staan. Vertroue dat jou man of jou vrou wat selfs die dinge sien wat ander mense nooit sal sien nie, jou nie sal verwerp nie, maar jou altyd sal aanvaar vir wie jy is. En is wanneer jy die ander persoon ten volle vertrou, dat ek dan bereid is om myself in liefde ten volle te gee. En wanneer 'n mens so daaraan dink, dan begin jy besef wat dit eintlik beteken om aan God of vir God te vertrou. Want die probleem is, jy kan nie jouself ten volle aan God gee as jy hom nie vertrou nie. Nou dit klink natuurlik alles mooi en geestelik en ons knik maklik ons koppe saam, maar wanneer ons net so bietjie begin dink aan wat ons dalk elke dag doen, hoe ons dink in ons alledaagse bestaan, dan begin jy agterkom dat waaroor ons saamstem en hoe ons dit uitleef is maklik nie dieselfde ding nie. Kom ek maak dit nog so 'n bietjie meer interessant en vra 'n paar vrae. Vertrou jy vir God dat hy net die beste vir jou wil hê? En ek bedoel dit selfs wanneer jy met ander woorde deur moeilike tye gaan. Vertrou jy God se plan met jou lewe of wil jy eerder bepaal wat gaan gebeur? En vertrou jy dat God aan jou alles sal voorsien wat jy ooit nodig sal hê? En as ons sê vertrou, dan beteken dit dat wanneer dinge in jou lewe gebeur en jy voor moeilike keuses te staan kom, maak jy jou besluit na aanleiding van jou vertroue in God of nie? Kom ons kyk nou nog so 'n bietjie dieper deur voorbeelde uit ons lewens. Eerstens is natuurlik mense, né? Hoeveel van ons plaas baie keer ons vertroue in mense eintlik bo God? Ons verwag dat 'n sekere iemand na my sal omsien, my sal beskerm, vir my sal deurkom, in plaas daarvan dat ons eintlik ons vertroue in God plaas.
Dalk het jy dalk is ek help dit as 'n mens die fyn lyn so bietjie beter uitwys. Wat jy sal sê, maar toe maar, so of so sal my volgende week betaal, dan het ek darm weer geld. Teenoor, ek weet die Here sal voorsien in wat ek nodig het, wanneer ek dit nodig het. Nou daai persoon gaan jou nog betaal, maar die vraag is jou vertroue in daai persoon of is jou vertroue in God? Dat selfs al sou die persoon nie betaal nie, dat die Here tog sal voorsien. En dis 'n baie fyn lyn, maar tog een wat ons dalk partykeer oorsteek. Die tweede ding natuurlik is ook, as ons daarvan praat, die geld. Want dit gebeur so baie, veral in vandag se ekonomiese, kapitalistiese samelewing, dat mense maklik hulle vertroue eerder in geld plaas. Dat die geld jou uit jou skuld gaan help, of dat geld dit vir jou makliker sal maak en daarom meer vrede sal gee. Kom ons gee weer 'n voorbeeld. Ek hoop die geld wat ek hier wegsit sal my eendag met aftrede kan dra. Teenoor, ek weet die Here sorg vir my, en daarom is ek dankbaar dat hy dit vir my moontlik maak om geld weg te kan sit. Sien ek, dis nog steeds belangrik om geld weg te sit, maar jou vertroue is nie in die geld nie, die vertroue is in God. En sien selfs al verloor jy al daai goed wat jy weggesit het, gaan jou lewe dan nie onder jou uitval nie, want jou vertroue is nog steeds in God en nie in dit wat jy verloor het nie. Maar daar's nog ene wat ons in hierdie geweste van ons wêreld ook na moet kyk, en dit is reën. Weet, in 'n tyd wat dit so droog is en was, is dit baie maklik dat mense se vertroue in reën kan vasval, wanneer dit so 'n groot impak het op hulle welvaart en voortbestaan, byvoorbeeld ook juis in die boerdery. Ons beweeg nou in die nuwe reënseisoen in en ons het 'n goeie reën gehad verlede jaar. En ons begin nou weer vir die Here ernstig bid om ons reën vir hierdie jaar. Maar weer eens is daar 'n fyn lyn tussen vertroue in reën en vertroue in God. As ek nie reën kry nie, dan is ek mismoedig en gaan ek dit nie maak nie. Teenoor, Here, U weet dat die veld U reën nodig het en ek ook. Maar ek vertrou op U, al gebeur dit selfs glad nie. Dis 'n fyn lyn om te onderskei. En dan natuurlik ook 'n ander ene is verenigings of institusies of vakbonde, unies of wat jy dit ook al wil noem, regerings. En ek dink mense het dit dalk in die ou dae beter geken, maar jy kan maar op hierdie of hierdie vertrou. Hulle sal vir jou werk kry, of hulle sal vir jou sorg, of hulle sal vir jou beskerm, of wat ook al. Of jy kan maar voortgaan met jou besigheid, want hierdie vereniging of hierdie vakbond of hierdie unie, hulle sal jou beskerm. Mense het al deur die eeue heen baie keer hulle self gewend na iets soos 'n vereniging, omdat hulle geglo het, hulle geluk, hulle vrede, hulle voorspoed lê dalk daar. Dink byvoorbeeld aan die broederbondes of die vrymesselaars, hulle werk op daai prinsip. Hulle het meer vertroue in hulle vereniging as wat hulle het in God. En ek dink, dit klink dalk ouderwets, maar dit gebeur selfs vandag nog. Dalk nog nader aan ons as wat mense baie keer dink. Want sien, dit gebeur selfs baie keer dat mense hulle vertroue in die instituut van die kerk plaas. Dat die kerk my sal help, dat die kerk sal altyd hier wees vir my. Die kerk is waar ek nog tuis kan voel, of die boerevereniging, of die unie, of wat ook al. Teenoor, dit is eintlik God wat my help. Dis God wat altyd daar is vir my. Dis hy wat aan my voorsien. Dis hy wat vir my tuis laat voel. God is die een wat vir my deure oopmaak. Ja, omdat God in ons is, doen God dit deur sy kerk. Maar dis nie die kerk wat ons vertroue op moet plaas nie. Ons moet dit op God plaas. Die kerk as instituut gaan, net soos alle ander dinge, jou kan teleurstel as jy jou vertroue op dit sou plaas. En baie mense is al uit die kerk uit, omdat hulle eerder hulle vertroue in die kerk of die gemeente geplaas het, en nie in God nie, en toen teleurgesteld is. Want sien, selfs die kerk ken nie al die antwoorde nie. Selfs ons wat kinders van God is, laat nie altyd toe dat God in volle deur ons werk nie. Ons ken nie al die antwoorde nie, en die ding is, wat ons baie keer vergeet, is dat om God te vertrou, beteken ons sal altyd onbeantwoorde vrae ook juis hê, terwyl ons toch hier op die aarde is. En hier loop mense tussen ons rond wat spoeg met dinge, wat diep striwelinge binne in hulle het, en gereeld met God beklei oor dinge in hulle lewe. Mense wat rondloop met hartseer, verdriet, ongeluk, verwensing, haat, en noem maar op. Maar die probleem is, baie keer dat hulle nie opgelos word nie. Selfs al vra hulle vir God, want hulle vertrou God nie. Glo jy God is goed? Glo jy dat hy sal voorsien, dat hy vir jou sal help en deurtrek? Glo jy dat hy selfs beter na jou omsien as wat ouers na hulle kinders kyk?
Want sien, nie voor jy hierdie dinge met jouself uitgewerk het nie, gaan 'n mens waarskynlik altyd vasgevang wees. Ek dink die meeste van ons seker, dat ons ken dalk sulke mense, maar uit die voorbeelde van wat ons genoem het, sien ons dat ons almal eintlik gereeld onwetend dalk in hierdie slaggat trap. Wanneer allerhande dinge in my lewe gebeur, dan vertrou ek dat God nog in beheer is. Selfs wanneer dit lyk of slegte dinge gebeur en of daar geen uitkoms gaan wees nie, vertrou ek dat God altyd by my is. Selfs al kry ek nie altyd dit waarvoor ek gevra het nie, maar ek vertrou dat God net die beste vir my wil hê. En geloof is dat al kan ek nie vir God fisies sien of bewys nie, vertrou ek hom. Omdat hy homself keer op keer gestand doen aan sy beloftes in my lewe. Die ding is dat as ek God nie vertrou nie, is dit bitter moeilik om hom persoonlik te leer ken. As ek hom nie vertrou nie, is dit moeilik om jouself ten volle oor te kan gee aan hom. As ek hom nie vertrou nie, sal ek gedurig probeer om self dalk my eie dinge op te los uit my eie kragte uit en jy gaan val. En as ek hom nie vertrou nie, kan ek nie sy liefde ten volle ervaar nie. As ek hom nie vertrou nie, is dit bitter moeilik om ook selfs vergifnis te kan aanvaar of selfs te gee. Wanneer die Here sê dat ons hom moet vertrou, dat ons sondeskuld is hanteer, dis afgehandel. Vertrou ons hom in dit wat hy sê. Want hoe baie mense stap nog rond met innerlike skuld, omdat hulle God nie vertrou wanneer hy sê dis alles vergewe nie. En hoe baie mense stap nog rond, dalk met 'n wrok teenoor iemand anders, omdat hulle God nie vertrou om dit te hanteer nie. En dis een ding om dit te weet, maar dis baie moeiliker om dit te leef. En dis eers wanneer ek dit leef, wat ek dit werklik glo. En dit is wat ek graag aan julle wil oordra vandag, veral nou dat die goeie reenseisoen verby is en ons nou 'n nuwe reenseisoen binne gaan, 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede en al sulke goeders, is dit 'n baie goeie les hierdie vir ons om te onthou. Wanneer 'n mens besig is met die lewe daar buite, dan vergeet 'n mens eintlik maklik van God. Dan vergeet 'n mens om hom te vertrou. Dis wanneer jy op God vertrou dat jy weet wat God ons ook al gee om te doen, dit is reg. Al maak dit dalk nie sin nie. Dis wanneer jy op God vertrou dat dit maak nie saak wat God van ons vra nie, hy sal voorsien. Wanneer ek by 'n siekte kom, dan vertrou ek vir God. Wanneer iemand na my toe kom met vra, dan vertrou ek vir God. Wanneer iemand selfs na my toe kom met iets waaroor ek nie 'n klou het nie, of ek weet nie hoe ek dit kan hanteer nie, dan vertrou ek vir God. Slegs daardeur is 'n mens altyd besig met die wil van God. En dan bedoel ek nie dat ons eers beplan en dan op God vertrou om dit wat ons beplan het te laat slaag nie. Maar om op God te vertrou dat hy die plan sal gee en dat dit daarom geslaag sal wees. En al gee hy nie die plan nie, en ons maak ons eie plan te vertrou dat hy ook die plan kan verander later, soos dit hy wil. Mag ons nie net in die tye van droogte skielik op God vertrou nie, maar ook in die tye wanneer dit goed gaan. Mag ons ook nie net vir God vertrou vir die groot goed nie, maar selfs ook van die ander dinge. Mag ons, soos wat ons hierdie nuwe jaar ingaan, dit met vertroue in God doen. Kom ons leer om God elke dag met alles te vertrou, selfs nadat die reën geval het. Amen. Hemelse Vader, ons dankie en eer U, dat ons ook hierdie nuwe jaar kan binnegaan met die wete dat U gaan saam met ons. En Here, U is alreeds in die toekoms, omdat U weet wat kom. En daarom al wat ons kan doen is om U te vertrou, dat U vir ons sal help, dat die regte dinge gebeur. Wil ons beskerm, lief voorsien, en weer vir ons goeie reën stuur. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees, ook vir hierdie nuwe jaar. Amen.